call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. It waves around and deep as waters, the sovereign hand will be my guide. The feet may fail and fear surrounds me. You never fail, and you won't stop now. And I will call upon your name, keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. En Here, dit gebeur net so dikwels dat ons wêreld op sy kop gedraai word. Of dit nou oorlog in die Midde-Ooste is of deur mekaar geweld in ons eie land.
Of dit 'n bekommernis is oor ons werk, of oor ons kinders, of oor ons ouers. Of dit nou 'n soeke en 'n delfie binne my is om self iewers dit te verander, goeders reg te maak. Dis al daai goeders, Here, wat ons hiernatoe bring om te sê, maar Here, ons gaan by U moet kom raad vra. Die oceans se golwe is net te woes. Ons soek kalmte en vrede en rus by U. En dis hoekom ons vandag hier is. Ons weet dat waar 2 of 3 in die naam by mekaar is, daar is U in ons midde. En daarom weet ons is vandag in U teenwoordigheid. Praat met ons, Here. Ons wil U stem hoor. Amen. Mag die Here se liefde en genade by ons elkeen wees. Hy groet ons in die naam van Hom wat Vader is, en Seun, en Heilige Gees. Amen. Ons nooi julle dan om te staan en saam met ons Here se naam groot te maak. Turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you were higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? If our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. En die hemel is
sy glans is soos kristal. Hy's die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, soos die rykdom van sy troon. en aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. Die regeer. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. U regeer oor ons harte, U regeer oor die hele land. U regeer oor ons harte, Die regeer oor die is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof aan die regeer. U regeer. Die wat wag op die redding van die Here, bevind hul rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God, en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Donker tyd, as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My
Halleluja, halleluja, halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God, en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal nie nooit verstaan. My God en wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God, en ek vertrou U groot naam. Die wat glo, sal nie nooit verstaan. My God en wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Met ons hele hart vertrou ons op U. Want U is die God wat alles gemaak het, wat die storm stil maak en wat vir Suiderlig en Suid-Afrika en vir elkeen ons persoonlik op ons naam ken en geroep het en by ons sal wees. Ons vertrou U groot naam. Amen. Terwyl jy sitplekke inneem, is daar geleentheid vir offergawes om ook vir die Here dankie te sê vir wat hy in jou lewe gedoen het. En ek dink klap bietjie vir Roan hande. Hy's terug van kraamverlof af.
Baie welkom vir elke kinder vanoggend hierso. Veral vir die Slabbert gesin wat weer terug is. Ons was laas naweek net so 'n bietjie vinnig weg om 'n troue te gaan doen in Clarence. Een van ons gemeente seuns maak hulle is getroud. Louise Johan se seun, baie geluk Johan. Mag julle gou weer 'n keer nog 'n keer grootouers word. Dis baie lekker. Roan, baie welkom vir jou. Regtig waar? Waar is jy nou? Agtertoe. Goed. Hy sê hy het die hele nag nie geslaap nie. Dis die lewe van 'n pa en 'n ma, as hulle pas kinders het. Wie van julle het al klein kinders? Steek gou julle hande op toe. OK. Goed. Die van julle wat nou nog nie klein kinders het, dis die wonderste ding onder die son. Dis so opgewonde as hulle kom kuier. En nee, dis nie opgewonde as hulle gaan nie, maar hulle gaan. Dis nie lekker. Goed. Dis lekker om hy het Vrydag aand by oupa en ouma kom kuier, saam met die ander twee girls, en dit was regtig lekker om al my kleinkinders te hê. Dis dan lekker om nou 3 te hê, nee, is lekker, maak dit lekker ryk. Goed. Net in die ouens het julle het rugby gekyk gister? Julle het gesien my leeusknoot? Julle gesien? Maar julle is bietjie sag daaroor. Goed. Volgende naweek begin die Formula 1, dan is ons nog steeds rooi Ferrari. Julle gaan iemand Red Bull toe? Nee, niemand nie. Goed. Dan is ek bly. Dan gaan ons aan met hoop ons Ferrari maak het hierdie jaar. Al die nuwe lidmate. Ons het 'n hele klomp nuwe lidmate. Mense wat voel maar ek wil hier inskakel en miskien is jy nog nie heeltemal seker of jy nou jouself wil vasteken hierso of iets van die aard nie. Na die erediens gaan ons net so vinnig gesels oor hoe lyk die gemeente. So almal wat nuwe lidmate is of wat wil kom kyk wat aangaan, kom maak gou 'n draai, kom sit net hierso so in die middelblok as almal uitgestap het. Jy mag nie koffie en tee kry vandag nie, jy moet eers kom sit en luister. En dan gaan ons so vir 'n halfuur gesels oor hoe lyk die gemeente en waarheen is ons op pad en sommer net so 'n bietjie 'n breë prentjie gee oor hoe lyk die gemeente waarin jy gaan wil deel raak. So almal wat nuwe lidmate is, Annel het nou vir almal van hulle in kennis gestel. Asseblief na die tyd hierso sommer in die middelblok asseblief as jy dan nie omgee nie. Dan is ons baie bevoorreg om vandag 3 babatjies te doop en of 3 kinders, dis nie meer babatjies nie, een van hulle is 'n babatjie, die ander 2 is al groot. En Jaco en Andrea, wil julle nie eens voorkom staan nie asseblief? En ek is reg, die kinders kom eers later, nê. OK. Hulle is hierso, maar ek sal nog kom. Hulle kan hier bo kom staan sommer. Die doop is een van daai geleenthede. Daar's eintlik baie geleenthede in die kerk, maar die 2 crucial geleenthede, een is die doop en die ander is die nagmaal. Dis daai 2 wat ons noem sakramente. En as jy in die Rooms-Katolieke kerk is, dan daar 7 sakramente en in van die Lutherse kerke is daar 3, maar in die gereformeerde kerke wat ons hierso in Suid-Afrika het en dwars oor die wêreld, want die gereformeerde tradisie is nie in Suid-Afrika nie. Dis 'n groot organisasie, groot beweging reg oor die wêreld. Aanvaar ons 2 sakramente. Wat ons bedoel by sakramente is dis God at work. Dis God wat aan die werk is en vandag is een van daai geleenthede, die ander is die nagmaal, waar by die nagmaal hy brood en wyn gebruik om vir ons te sê maar hy is hier. Gebruik hy vandag 'n paar druppels water om te sê maar ek is vir julle 2 lief, maar veral vir julle kinders, ook vir julle kinders. En dis crucial om dit te kan hoor, en dis eintlik alwaar oor die doop gaan is 'n liefdesverklaring. Dis ons kry so 'n bietjie 'n glimpse op God se operations. As hy nader kom in 'n klein seentjie en dogtertjie en sê, ja, ek is vir jou lief. En hier is vir jou 'n teken, is vir jou ietsie op jou voorkop wat jy dit kon onthou. Ek het nou al baie gesê, in die NG Kerk is daar nie 'n beperking op jou hoeveelheid water nie. Ons kan ook jou onderdompel, dis ook moontlik. Ons vir prakties doen ons dit nou nie so nie, maar so 'n bietjie water en 'n hele swembad vol water en 'n Olimpiese swembad vol water is dieselfde teken. So stopteken en so stopteken sê stop. Dis die hoeveelheid maak nie saak, dis die betekenis daar agter wat sê maar God wat sê I love you to bits. En dis wat hy met daai 3 wat nog gaan kom doen. Vir julle 2 vra die Here, julle 2 is die voorlopers. Julle moet hierdie voorbeeld gaan doen. So 3 vrae vir julle. Is julle saak met die Here reg want julle moet die voorloopwerk doen.
Nommer 2 sal julle die Bybel gebruik as die Here se maatstaf. En nommer 3 sal julle daai 3 kinders so lei dat hulle eventually ook sal sê, maar ek is vir liewe Jesus verskriklik lief. Wat is hardop julle antwoord? Dankie, Andrea. Goed, dan kan hulle daai 3 woelwaters maar nader bring. Dis Jonay en dan Jaden en die kleintjie is Janik. Jonay, kom staan jy eers hierso toe. Kom staan hierso so. Daar's hy. Goed. Jonay, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Okay, Jaden, staan jy by my? Daar's hy. Staan so. Jaden, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. As hy staan langs Sissie. Dis Janik, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, u genade is ongelooflik groot en 'n gesin wat vandag net weer gehoor het vir die hoeveelste keer. Ek is vir jou so lief. Hou hulle asseblief in die holte van die hand. Maak dit hulle sal weet dat u elke sekonde van die dag hulle God is. Amen. Staan hier so. Goed, gaan ons 'n eerlike speletjie speel. Jy sit voor die televisie. Jy kyk enigiets. Langs wie lê die remote? Wie handle die remote in jou huis? Die televisie sinne. Steek op jou hand. Ander kyk die televisie nie. Die ander het nog 'n onthou julle die tyd toe ons moes opstaan en televisie gaan aansit of harder? Onthou julle dit? Nee, julle lieg nie, almal van julle kan so oud as ek wees nie. Maar dit was 'n ander tyd en dit voel me die ding wat vir my die meeste beheer laat voel is
my selfoon. Want ek kan onmiddellik kyk hoeveel geld gaan op my rekening af. Ek kan onmiddellik kyk wat sê die weer. En as ek die ding kan handle, dan dink ek kan die weer handle. As die ding sê dit gaan nie reën nie, dan dink ek dit gaan nie reën nie. Ek beheer die heelal, dit gaan nie reën nie. My remote sê vir my, my remote control op hemel toe sê vir my, dit gaan nie reën nie. Of my bankbalans lyk nie te bad nie. Of ek kan die Bybel lees op my ander apps. En so het ek beheer oor goeders. En ons hou van hierdie beheer ding. Almal van ons. En daar's nie een van ons wat sê, maar want beheer is goed. Daar's 'n positiewe kant aan. Ek wil nie vandag julle moet hier uitstap en dink, ag man, hierdie ou praat nonsens, want beheer en verantwoordelikheid lê baie na aan mekaar en ek verstaan dit. Maar dit gaan nie vandag oor jy moet jou verantwoordelikheid opgee en jou veiligheidsgordel nie meer gedra nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar daar's 'n sekere ding om te sê, maar partykeer word ons beheer so groot en huge dat ons dink omdat ek my veiligheidsgordel aansit, gaan ek nie in ongeluk kom nie. Omdat ek 'n selfoon het en weet dit gaan reën of nie reën nie, kan ek die weer voorspel. Ek weet nie waar kom die term weer voorspelling nie, want dis regtig lukraak wat ons voorspelling is baie lukraak en random, terwyl ek dink die weervoorspellings, sogenaamde weervoorspellings op die televisie en op die apps, het baie meer wetenskaplike kennis daar agter, maar dis nou gesprek vir 'n ander dag. Ek wonder net, ek wil nou 'n ding doen wat ek nie van hou nie. Eerlikwaar ouens, ek hou van Afrikaanse musiek nou en dan, maar sekere kunstenaars hou ek nou regtig waar nul van. En een van hulle se naam begin met 'n K. En sy val met 'n D. Maar terwyl ek die preek uitgewerk het en voorberei het en die woord van die Here, het daar twee van sy songs in my kop opgepop. Ek weet nie hoekom die Here dit gedoen het nie, maar ek gaan die twee songs nou so 'n stukkie speel, sien my moet nie visuals wys nie, ja. Want die twee songs gaan oor dit waaroor ons vandag praat. So dis nou nie 'n Bybelteks nie, maar verduur dit maar. Okay, stop. Nie verder nie. Gaan na die volgende song asseblief sien. Okay, stop. Genade. Sorry, ek dink dit is 'n groot stuk sonde vir my wat ek nou gepleeg het. Maar hierdie twee songs sê vir my baie van dit wat in ons lewe aan die gang is. Nommer 1 dink ons is kaptein van ons skippe. Okay, skepe, ek weet. Maar ons dink ek is okay, ek is die stuurman, ek kan hierdie ding self handle, ek run om myself en Darren, dit is nie waar nie. Ons is nie die stuurman van ons eie bootjie nie. Of ons dink hop spinnekop, of wat hap spinnekop. Wat se man, het julle al by 'n spinnerak gestaan en julle self probeer dit afstof en dan wat gebeur môre? Hy's weer daar. En dan vat jy hom. Die probleem is jy moet nie die spinnerak wegvat nie. Jy moet die spinnekop wegvat. Dis daai ding wat jy moet doodmaak. Dis daai ding wat hierdie ding maak. Ons moet by die kern van dit uitkom en agterkom dat die beheer gaan nie oor ons nie. So in ons reeks en vandag gaan jy nie klaar luister nie. As jy vandag hier is en die volgende 3 skiep, dan gaan jy nou nie regtig die hele verhaal kry nie. Vandag gaan 'n stukkie wees. Ek gaan vandag net gesels oor hoekom sukkel ons so? Hoekom wil ons graag beheer hê? Wat gebeur met ons? Ek gaan volgende week verder daaroor gesels en die week daar en die heel laaste week gaan ons by die antwoord kom. So as jy vandag kom, gaan jy net 'n kwart van die boodskap kry. Maar ek dink jy behoort iewers te kan weet, hier is die opsomming. Nommer 1. Beheer, sê die ouens vir ons, party ouens, is 'n illusie. Dis 'n mite. Ons dink daar is so iets beheer. Het julle geweet, ek het die Bybel gaan nalees om agter te kom hoeveel keer praat die Here van beheer, control in die Bybel. Nie 'n enkele keer nie. Daar is nie 'n Hebreëse of 'n Griekse woord in die Bybel wat te maak het met beheer nie.
In elk geval nie waar ek beheer het nie. Daar's wel woorde soos heers en regeer en beheer uitoefen, maar dis 'n God se, dis 'n tweede ding, dis God se kategorieë. Dis nie menslike nie. Al wat ons naaste by kan sê waar daar beheer op menslike vlak is in Galasiërs 5 vers 22 waar die vrugte van die Gees genoem word en die heel laaste enetjie se naam is selfbeheersing. En as dit ook nie my eienskap nie, dis 'n vrug van die Gees, dis God wat dit vir ons kom gee. Iewers het ons die fout gemaak en dit beheer lê in my domein. Ek kan dit handle, kan nie. Dis nie vir jou bedoel nie. Dis God se. So nommer 3. Behalwe dat uit 'n illusie is, wat eintlik vir God behoort is, en hier is die moeilike deel. Hoe meer ek en jy beheer probeer uitoefen, hoe meer gebeur chaos. Hoe meer ons dink ons het nou 'n grip op hierdie ding, hoe meer, daar's 'n nuwe woord wat hulle in Engels gebruik, hoe meer liquid word dit, vloeibaar word dit. Ons probeer dit vasknyp, ons kan nie. So ons gaan die Bybel lees, en ek het gedink ek moet gaan soek waar gaan ons nou oor preek, en dit is eintlik baie eenvoudig. Ek het die Bybel opgemaak op bladsy 1, en toe sien ek net maar aan bladsy 1 van die Bybel is alles is wel. Die Here maak die heelal en die mens en hy plaas hom in hoofstuk 2 in hierdie tuin en hy gee vir hom alles wat hy nodig het en hy's okay en dan gebeur bladsy 3. En dis waar ons begin. Bladsy 1 en 2 moes 'n amazing tyd gewees het, hè? Daar was nie sonde nie. Jy en jou vrou leef op hierdie aarde sonder enige probleme. Daar's nie skuld nie. Daar's nie dood nie. Daar's nie oorlog nie. Daar's nie Trump of Ramaphosa of Malema of Steenhuisen. Daar's niks van daai goeters nie. Daar's nie, hulle sukkel met hulle eie selfbeeld of iets nie. Trouwens, hulle loop kaal, hulle weet nie, dis nie vir hulle snaaks nie. En alles is so, wow. En dan gebeur bladsy 3. Kom ons lees dit saam. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur Here God gemaak is en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Het God regtig gesê julle het nie beheer oor hierdie ding nie? Onthou hierdie woorde, ons gaan nou weer terugkom daarna. Die vrou het die slang toe geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die bome in die middel van die tuin nie. Ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, never, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Waar was haar man gewees? Op 'n business trip? Daar langs haar. Mans, moenie vir jou vrou die skuld gee dat ons uit die tuin het geëet is nie. Sy het vir haar man by haar gegee en hy het gesê, nee my vrou, ons mag dit nie doen nie. Hy het ook geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop. En hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel en die tyd die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het aan die mens geroep en vir hom gesê, waar is jy? Adam, Eva. En die mens het geantwoord, ek het hier oor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die heel eerste versoeking op hierdie aardbol was, wil jy beheer hê? Is dit so dat jy sonder beheer is? Ek gaan vir jou beheer kry van God se kant af, dan kan jy beheer uitoefen en daar val
Adam en Eva en die res van die hoofstukke in die Bybel, van hoofstuk 3 af 4, 5, 6, 7, tot aan die einde van hoofstuk 50 van Genesis, en deur Exodus, en deur Levitikus, Numeri, Deuteronomium, tot aan die einde van Openbaring, sukkel ons met hierdie ding van, ek wil beheer hê. Ek dink ons het beheer op verskillende vlakke, nee. Ons wil beheer oor ons geld hê, en het beheer oor jou geld, waarskynlik tot die 3de van die maand, en dan is alles die mekaar. En jy wil beheer oor jou gesondheid hê, tot jy 'n pas aangeheer moet kry en sê, maar genade, dit is alles die mekaar. Tot jy 'n kankerdiagnose kry. Tot jy voel, maar genade, ek word al hoe ouer en ouer en ek kan nie meer so lekker opstaan as wat ek opgestaan het nie. Dalk moet ek gaan vir 'n knievervanging of 'n heupvervanging of 'n en skielik word ons beheer en weggeneem en dit moes met ons in gewees het nie. Maar ons dink ons kan dit handle. Ons raak slim ook. Met ons finansies bære ons geldjies van uittreë annuïteite en ons bære dit iewerste by 'n siekefonds, ons daar 'n geldjie kan hê as jy iewerste as jy oud is jou brille moet vervang en ons bære oral so geldjies wat ons moet dan onafhanklik finansiëel onafhanklik wees. En dan voeter die marke mekaar. En dan gaan die goudprys waarskynlik môre skyrocket na die oorlog. En dan wonder mense, wat nou? Wat gebeur nou? En saam met die goudprys, dalk die olieprys ook. En dan weet ons nie wat moet maak nie, want dit raak nou ons sakke. Goud raak nie ons sakke nie, maar olie raak. En skielik wonder ons, wat gaan nou met die wêreld? En so probeer ons beheer uitoefen, en hoe meer ons beheer uitoefen, hoe meer ontsnap dit ons. Hoe minder het ons beheer. Ek wil 3 goeters met julle deel en die eerste is baie ouens, ek sê vir daai as ek nou preek uitwerk in die week en ek probeer reg hard om so sinvol moontlik te preek vir julle, nee, ek probeer nou as ek nou gaan sit en ek begin vra Here asseblief help my, lei my, het ek 'n teks kry, het ek 'n boodskap kry en dan het ek nou 'n paar gesigte wat ek nou in my gedagtes het, nee, wat ek nou weet hierdie preek moet nou vir daai ou wees. En ek kyk nou niemand spesifieks nie, maar julle kom so by my op 'n maandagoggend as ek begin om te werk. Hierdie eerste ene het ek niemand van julle in gedagte gehad nie. Net myself. En dis die gemors van preek maak. Jy maak 'n preek vir lidmate, maar ek is die eerste lidmaat wat moet hoor. Nommer 1 klink so. Die kern van ons beheervratigheid is ons twyfel in God se goedheid. Ja, dominee, ons sê jy moet fire. Jy kan nie in God se goedheid twyfel nie, jy moet vir ons kom voorloop. Jy moet vir kom wys wat geloof is. Ouens, daar's tye wat ons regtig net die antwoorde op hierdie goeters het nie. En deel van ons antwoord soek is om beheer te kry. Elke begin van die maand, dan wonder ek, gaan ons hierdie maand dit maak in Suiderlig? Ons het 'n klomp goederes om te betaal, en ons werk met ouens se finansies, maar hulle kan besluit, hulle gaan nie hierdie maand betaal nie. Dit is vrywilligers. Dan wonder jy, wat gebeur met die koffie en die tee na die tyd? Gaan mense opdaag om te help, om te bedien? Want is vrywilligers, hoekom sal ons nou, jy betaal om nie om iets te doen nie, so, hoekom sê jy, lewer nie vir hom 'n diens, soos wat jy, nuwe stel bande, Kobus, vir hom gee, wat jy geld kan invoer, dis vrywillig, en dan wonder mense, gaan die Here deurkom vir ons, miskien moet ek nog 'n beheermaatreël kry, miskien moet ek, en hier is ons belangrikste, die meeste finansiële ouens se belangrikste beheermaatreël is, kom ons skep 'n Excel spreadsheet. Kyk as ek dit neergeskryf het, en ek kan dit optel en aftrek, dan kan ek dink, ek het beheer oor die ding. Dit het niks beheer oor nie. En ek dink ek gaan maar daaroor, dat ons voel maar, ek weet nie helemaal of God gaan deurkom vir my nie. So, ek is nou al, 28 jaar is in die gemeente. En elke maand, kom ek agter maar, God is goed. God is good. God is good. En elke keer, en as ek dit vir myself sê ek dit nou namens ons almal nie. Elke keer dink jy gaan dit nie maak in jou finansies, jou gesondheid, jou persoonlikheid, jou kinders, dit gaan nie reg wees nie. En elke keer kom sê God, ek sal daar wees.
Ek sal by jou wees, ek sal jou dra. Kan ek net geweer 'n keer dat lees? Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur God gemaak is. En hy het vir die vrou gevra, het God werklik, en daai stukkie twyfel, maak dat ek en jy twyfel aan God se goedheid. Toe Roan vir my vroeër die week die setlist van die song stuur, toe dink ek myself, my genade, ek en Roan het nie eens gesels oor waaroor ek preek en wat se songs moet, maar dis alles presies dit wat ons vanoggend oor praat. Hy's 'n awesome God. Hy's die God wat ons kan aanbid, wat ons voor kan neerval, want hy's in beheer. En hy's goed vir ons, hy's by ons, hy dra ons elke sekond van die dag. Sien, blaai gou van die volgende slide toe asseblief. Wat jy die meeste wil beheer, wys waar jy God die minste vertrou. So nou moet ek 'n eksamenvragie vir jou vra. Wat wil jy die meeste beheer? Geld, jou kinders, jou gesondheid. Daai ding is die aanduiding, die liggie wat vir jou moet aangaan om te sê, maar dis dalk waar ek die meeste nader aan God moet beweeg en sê, Here, help my asseblief hiermee. Ek sukkel met hierdie stuk twyfel in my. En weet julle wat? Daai ding gee gewoonlik af aan die mense rondom jou. Jou gesin sien, jou worry oor geld of kos of wat ek al. En dit gee af en jy create by hulle ook 'n stuk anxiety. Nommer 2. Ons dryfveer, ons rede hoekom ons so wil beheer, is omdat ons streef na autonomiteit. I'm okay. Auto beteken self. Ek wil onafhanklik wees, ek wil dinge op my eie kan doen. Ek het nie vir God nodig, kom ek lees vir julle die vers. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees. Dis grand. Ek is soos God. Ek is autonoom. Mede-westerlinge, ek en jy, ons is vasgevang in 'n soort van 'n paradigma, 'n soort van 'n filosofiese denkskema wat sê jy moet op jou eie voete kan staan. Ons maak dit met ons kinders al so. Van jongs af leer ons hulle om op hulle eie voete te staan. Vrydag aand ons die kinders daar by ons kuier het, sê Marisa, dis so lekker, die kinders is nou so half op hulle eie. Hulle hoef nie heeltyd te hardloop agter hulle en te kyk wat hulle doen of hulle rond te dra nie, hulle kan so bietjie op hulle eie beweeg. Dis die job van ouerskap, né? Om jou kind autonoom te maak, maar mag ons nooit so autonoom word, ons dink, ons het nie vir God nodig nie, ons kan self alles beheer. Toe ek net in Kreersdorp Wes gekom het, was daar 'n groot debat, en dit is nou in die laat 90er jare van die vorige eeu, klink verskriklik lank terug, dit is lank terug. Maar toe was daar 'n groot debat, hier is ons 'n klomp boere hier buitekant wat op groenteplase boer. En daar was toe 'n baie groot polemiek geweest, want van die boere het toe van hierdie skote in die wolke ingeskiet, so die wolke kan opbreek, nou nie haalbuie en sulke goeders is nie. Hulle het die weer so op beheer hier van onderaf met 'n groot plakker, banger wat maak asof die goeders, en dit het nogal polemiek in die kerk veroorsaak, want ons kan mos nie God se werk vir hom doen nie, maar ons probeer dit beheer, né? Meeste van ons bly in 'n huis of 'n kajakkie of iewerster, en ons het 'n dak oor ons kop gesit, wat ons wil 'n bietjie van die reën daai kant hou, en die hitte hierdie kant hou. Ons probeer alles beheer. Al hoe meer en meer gaan ons agter ligverkoeling aan. Jy koop nie meer 'n kar wat jy die venster moet draai nie, jy moet 'n remote knoppie druk en dan gaan hy self op en af. Maar jy hoef hom ook nie op en af te maak nie, want jy het 'n aircon om jou lekker koel te maak. En of dit nou 'n 1 liter karretjie is of dit 3 liter Mustang is, dit is net wonderlik. Jy kan dit doen. En dis hoe ons alles makliker maak, autonoom begin word en dink alles gaan oor ons. Daar's 3 woorde, 3 sinnetjies waarvoor ons moet versigtig wees. Gebeur al meer en meer vandag. Nommer 1 is, daar's mense wat sê, you do you,
Ek gaan nie vir jou leiding gee nie. Doen jy wat jy wil, dis okay. You do you. Ouens, die grootste nos onder die son. Dis nie, jy kan doen wat jy wil nie. Dan moet ons die Bybel net los. Dan moet ons net sê, maar Here, hier staan nie belangrik nie, ek kan myself doen. Of, dis jou waarheid, en dit klink so mooi, dis your truth, jy het 'n waarheid, en ek het 'n waarheid, en jy het 'n waarheid, ons almal het 'n waarheid, ons almal, wat se nonsens is dit? As Jesus sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, hoekom sal ek nou my eie waarheid kry, en sê, Here, ek is nie helemaal seker van u waarheid nie, die derde een is die ergste, follow your heart. Kom ons wees eerlik. Ek moenie jou hand opsteek nie, want ek wil nie hê jy moet bloos nie. En ek moet hand opsteek. Wie van ons al ons harte gevolg en ons stikkend gestamp? Want jou hart is bedrieglik. Jeremia 17 sê, die hart is bedriegliker as enigiets anders. Dis ongeneeslik. En jy wil dit volg? Jy soek moeilikheid. As jy jou vrou so wil kies, stop sommer nou asseblief. As jy jou man so soek, asseblief gebruik jou kop ook. Gebruik asseblief al die kennis wat jy kan kry om jou man of jou vrou so te kry. Maar dit is net nie waar as iemand, ek volg my hart. Nee, jou hart is jou emosies. Dis wat jy vanoggend besluit en wat jy vanaand besluit het, is twee verskillende goeters. Want jou hart kan jou vat op plekke waar jy nooit wil uitkom nie. En jy wil omdraai, maar jy kan ook jou omdraai nie, want skielik is jou hart, nee, toe maar, kom ons los dit. Die hart is bedriegliker as enigiets anders. Kom ons sê net weer, beheer is nie myne nie. Dis God se. Nommer 3. Ek het gistermiddag laat weer 'n keer oor hierdie ding gesit en dink. Beheer create vrees en angstigheid, anxiety. En die moderne wetenskap, die sosiale wetenskappe het nou opgevang daar. Dis 'n Bybelse beginsel hierdie, maar hulle het nou agterkom, dis eintlik die waarheid. In sosiologie vertel hulle vir ons, mense wat die ergste anxiety beleef, is tegelijkertijd mense wat control freaks is. Want as jy nie beheer het nie, dan is jy in die moeilikheid. En dan moet jy nog beheer, meer beheer, en dit is amper soos modder, nee. Jy druk hom in jou hand vast, en hoe meer jy hom vastdruk, hoe meer peel het tussen jou vingers uit. Jy kan nie oor alles beheer hê nie. En daarmee sê ek nie, jy moet nie verantwoordelik wees nie. Maar dit skep vrees en angs, en hier is my gewaarwording gistermiddag. Ek dink beheer veroorsaak hierdie goeters, maar beheer word ook veroorsaak deur vrees. Omdat ek bang is, gryp ek en klou ek, en hoe meer ek klou, hoe meer vreesagtig en angstigheid leef ek. En waar beland jy uiteindelik? Op medikasie. Iemand sê, maar ek kan nie meer handle nie. Ek en jy het regtig waar, ek het hier oor wandel in die tuin, ek het bang geword, en ek het weggekruip. Want Here, die beheer is uit my hande uit. Iemand skryf, vrede begin as jy stop om God te speel, en begin om God te vertrou. Jy sê kaptein nie. Daai spinnekoppie is hier gemors, nie die spinnerak nie. Hoe meer jy probeer om beheer uit te oefen, hoe minder gaan dit werk. So ek wil nou hê ons met 'n gebed saam bid. Die gebed is in 1930s al ontwikkel. En die gebed is so kragtig dat hulle om in die Alkoholiste Anoniem se 12 stappe ge-include het. En hulle noem hom die Serenity gebed. En hy gaan so:
Ek gaan net eers een keer deurlees en dan sal ons hom saam bid. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things that I can. And the wisdom to know the difference. Gaan ons saam? God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things that I can. And the wisdom to know the difference. Here, leer my om iewers tussen my dagtake wat 'n klomp verantwoordelikhede insluit, net te besef en te weet, tussen dit alles is U steeds in beheer. En beheer is nie myne nie, dis U se. En ons het een power, dis al wat ons het. En ons gaan by die 4de week daarby uitkom, Here. Maar al power wat ons het, is die power van surrender. Van oorgee. Van ophou probeer om self alles uit te figure. En net vir 'n oomblik weer te sê, maar, wow, ek het gedog ek gaan dit nooit maak nie. En jou werklik waar iets vir my deurgekom. En daarom hierdie laaste song wil ons sommer net vir U sê, Here, it is well with my soul. Alles soek ons antwoorde en beheer, vratigheid, kan ons met rustig raak en besef, U is God. Daar is 'n God, en sê ek nie. Dis U. En of dit oor jou huwelik is, of oor jou kinders is, of jou gesondheid, of jou finansies, of jou fiksheidsvlakke, of oor jou geestelike lewe is. Mag God in alles deur jou werk. Amen. Grander earth has quaked before, moved by the sound of His voice, and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken from my regard. And through it all, my eyes are on You. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on You, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on You. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on You, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name.
trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. So kom ek gaan die proses in reverse vat. Vir die van ons wat bang is. Vreesagtig bang is. Dalk het jy beheer begin verloor. En dit maak jou bang, angstig. Maar as dalk met beheer nooit joune was nie. So mag die Here se genade en liefde oor jou skyn en by jou wees, sodat jy kan surrender, kan oorgee. Want daar is seker goed waar jy niks beheer oor het nie. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God wat ons Vader is en die Heilige Gees se teenwoordigheid, mag dit jou vul. Sodat jy nie bang hoef te wees nie. Nie beheer hoef uit te oefen nie, maar net kan surrender. Amen. And through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know